Goeiemôre. Aan die einde van hierdie oordenkingsweek kom ons vandag by daai deel van wag wat die moeilikste is. En dit is wag op God, die skepper van tyd. Wanneer ons 'n krisis beleef of wanneer ons alles moontlik reeds gedoen het en steeds is daar nie 'n oplossing nie, dan voel sekondes soos maande en maande soos jare. En 'n wagperiode is soos 'n emosionele en 'n geestelike wildernis. Maar tog herinner die skrif ons herhaaldelik daaraan dat God se tyd die perfekte tyd is. God se wil die perfekte wil is. In elke wagtydperk moet ons bidend bly, gefokus op God en God alleen. Al twyfel ons aan die uitkoms en al twyfel ons aan ons eie vermoë, krag en sterkte, moet ons nooit twyfel aan God se vermoë, krag en sterkte nie. God se stilte is nie afwesigheid nie. Sy planne is net soveel groter as wat ons ooit kan dink en glo. Dawid het vir meer as 'n dekade in grotte geskuil en gevlug vir Saul voordat hy koning geword het. Ek dink in daardie tyd het hy deursettingsvermoë geleer. Josef was vir 13 jaar 'n slaaf in Egipte voordat sy drome waar begin word het. Dalk omdat hy eers vergifnis onder die knie moes kry. Paulus self het eers 14 jaar na sy roeping die evangelie begin verkondig. Dalk moes sy lewe 'n bewys wees dat hy nie meer die vervolger van vroeër was nie. Hoe dit ook al sy, ons kan oral leer van wag en iets leer oor wag. Soos in die gedig van Efesië. Die osse stap aan deur die stowwe, geduldig, gedienstig, gedwee. Die jukke al drukkend op skowwe, hul dra dit getroos en tevree. 'n Wagtydperk is 'n tyd wanneer ons gefokus op God, geduldig, gedienstig en gedwee ons onderwerp aan die volmaakte plan en werking van die almagtige Skepper. Wanneer ons die knie buig voor sy alwetendheid en sy beheer oor sy skepping. Want dan kan ons saam met die psalmskrywer van Psalm 130 verklaar: Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Groete, tot volgende keer.